Groot FM 90.5. En se storie, wat nou al 'n geruime rukkie terug afgeskop het in 2013 om presies te wees. So, hallo julle twee, welkom hier so by ons. Goeiemôre. Dis so lekker om julle hier by ons te hê. So Henny, 2013 is jy met von Hippel-Lindau-syndroom. Het ek dit reg, Jolani? Ja. Dis hy, ja. Is jy met dit gediagnoseer? Ek het nog nooit ooit daarvan gehoor nie. Wat is dit? Wel, is eintlik dit is 'n syndroom maar dis erflik, is in ons familie. Genetika in. Ja, dit kom van, sover ek verstaan, kom dit van my ouma af na die tannies toe en toe het my ma dit gehad. En toe's ek in 2013 toe's ek gediagnoseer met dit. Dit kom maar voor op die brein, oog, niere en ek het hom nou in die agterkant van die oog gehad. En wat is dit? En wat is die simptome daarvan? Ek sal 'n bietjie meer verduidelik. Dit is 'n vaskulêre letsel, Ja. soos 'n gewas, Ja. met 'n klomp arteries. So vaskulêr beteken maar aartjies tussenin wat dan nou op jou brein of oog of waar ook al dan ontwikkel. Wat moeilik is om te opereer omdat jy kan bloei. Ja. So dit is maar basically dit, ja. Okay. Maar die gewasse self dit is nie soos 'n kankergewas. Dis nie maligne nie, dis benigne, maar dit is iets wat ongelukkig op enige plekkie kan groei en moeilik verwyderbaar is. Ja. En dan nou in jou geval was dit op jou oog en hulle moes toe opereer onlangs, wat 2 weke terug. Dit was 2 weke terug gewees en hulle toe basies die iris van die oog moes ons toe verwyder het. Okay. Ja. En hoe het jy gevoel daai oomblik wat die dokter vir jou sê ons moet nou jou oog verwyder? Ek was eintlik verlig geweest want die pyn in die drukking in die oog was ondraaglik. Ek het letterlik elke dag van my lewe in pyn gelewe. Dit is pyn, dit voel soos grond in jou oog, guys, dan traan jou oog. Weet dan is die pyn weg, dan is die traan daar, dan is die traan weg, dan is die gekrap daar. So dit kom al die laaste 6-7 jaar wat ek so aangekarring het met die oog. Ja. En is die nou soos wat jy sê, die verligting, was dit onmiddellik na die operasie wat jy begin beter voel het of nog nie? Nee, dit is beter, maar dit is nog nie waar die dokter gesê dit gaan wees. Hy het vir my gesê dit kan 4, 6, 8 weke vat. Dit hang maar af van persoon tot persoon, maar dit is leefbaar. Dit is daarom nou leefbaar, ja. Beter. So, dit het nou verander dat 'n paar goedjies in jou lewe moet change, Henny. En ek wil net so 'n bietjie eers agtergrond skep oor jou. Jy weet, vertel ons 'n bietjie van wat se werk doen jy en wat se industrie was jy ensovoorts. Ek was maar al die jare in sekuriteit gewees. Ek het maar onder begin in CIT opgewerk, management en toe bodyguarding gedoen, CPO werk en dis waar ek Privaat kontrakteurswerk en dis waar ek in 2014 toe geskiet is in 'n hijacking, roof wat my dit het op die 20ste Februarie 2014 het dit gebeur, so 1:50 in die middag. Ons het geld vervoer vir 'n maatskappy en ons is basies kan ek sê geambush deur 14 gewapende rowers wat ek dink hulle het in totaal so 17 of 18 keer op ons geskiet. Ek dink 13 keer misgeskiet, die 14de keer het ek ongelukkig raak geskiet in die rug. Van daar af toe ek Milpark toe, want dit het in Johannesburg gebeur in Crown Mines. Hulle het op dag 3 my ex-vrou laat weet sy en die kinders weet my kinders moet inkom, my ma, my pa moet kom baie sê, hulle glo nie ek gaan dit maak nie. En 10 dae later het ek uit die koma het ek my oë oopgemaak. En ek dink ek was nog so 2 maande in Milpark gewees in ICU. En toe word ek oorgeplaas na Meelmet toe waar ek toe nou met my rehab begin het. En die skoot op jou rug het toe jy kan nie meer loop nie, nê? Ek is hulle noem dit 'n T10 complete wat toe 6 maande na my operasie gedraai het na incomplete toe waar ek toe begin gevoel in my bene kry en in my tone en is meer 'n sensasie as 'n gevoel en
Ja, die dokter het eintlik vir my gesê ek gaan nooit weer loop nie. En ek dink ek was 2 maande in rehab gewees. Toe staan ek vir die eerste keer uit my stoel uit op, ja. Dis amazing. Ja. Wat doen jy, Henny, met die dokters het gesê jou mense moet jou kom groet en jy kry 'n tweede kans op die lewe. Wat het jy daarmee gedoen? Ek het in alle tye net voluit begin lewe. Ek het net altyd gesê, ek sê altyd tot vandag toe nog vir mense wat jy kan doen, kan ek ook doen. Ek is net in 'n rolstoel en ek noem dit altyd my liewe Jesus wielietjies. Ek was maar 'n kabouter gewees op my tyd gewees, so 'n rabbedoe. 'n rabbedoe gewees, ja, so ja, en ek probeer mense te inspireer waar ek kan. Wat hulle sê, the only disability in life is a bad attitude, so. Yes, I like that. I like that. So nou verder met Henny gesels, ons is nou weer terug net vinnig kyk wat aangaan met wat vir ons vertel het van 2013 von Hippel-Lindau syndroom wat hy gekry het. Dit is oorerflik, nee, dit is in die genetika en toe in 2014, Henny, wat jy gesê het, toe jy nou geskiet in 'n rooftog. Dis korrek, ja. Net gou op dit. Ek moet vra, want ek dink dit is soveel Suid-Afrikaners se worst nightmare. Mense probeer nie naby hierdie cash and transit trokkie stop nie, want jy weet nie, ons het daai video gesien van daai oom wat soos 'n cowboy in die ouens vasgery het met die cruiser. Destyds, maar jy wat nou in sekuriteit werk, is jy die hele tyd op jou hoede, verwag jy dit en dan of kan mens jouself nie regtig half reg kry vir daai oomblik wanneer dit gebeur nie? Weet jy, die mense sê altyd, as dit gebeur, gaan ek die doen en daai doen, maar op daai oomblik, jy's blank, jy weet nie regtig wat om te doen nie. En wel, ek het al die opleiding gehad van, in so 'n situasie doen jy die en daai en dit, en dit was alles net vir my, by die deur uit, Ja. Ek het heeltemal blank geslaan, ek het nie geweet wat om te doen nie, ja. So mense gaan onmiddellik half van daai fight or flight response en dan gaan dit oor oorlewing, né? Dit is waar, ja, dit is, kyk, ek het probeer wegjaag, in ons geval het ons, hulle noem dit 'n soft skin voertuig, ons het nie in 'n panserwa gery nie, dit was 'n gewone Hilux bakkie gewees, ons het nie eers eintlik vuurwapens gehad nie, so ons kon onsself nie beskerm het nie. Ag man. So, jy's nou wat in jou Jesus wiele of wat meer dit jou Jesus vlerke? Jesus wheels. ja, wheels. ja, dis my liewe Jesus wielietjies, Ja. ja. So kan jy nog werk? Wat doen jy tans? Wel tans werk ek vir 'n maatskappy. Ons het 'n workshop, dis my swaarste workshop. Ek is die parts manager. So ek bestel al die parte vir die voertuie en so aan. So ja, nee, ek werk, ek Okay. doen alles. Ek Baie hande vind om te doen. ja, wel, ek probeer nog steeds voluit te lewe, ja. So Dis amazing. werk nog steeds self aan karre ook as ek die geleentheid kry of ek kan 'n kar se brieke verander of wat ook al, dan doen ek dit, ja. So praat van voluit lewe, hierdie tweetjies hier voor ons is proper lovebirds, hulle hou hande vas en Ja, liefde blom jong. ja, so hoe lank is julle twee nou verloof? Sjoe, is bietjie meer as 'n jaar, né? Ja, bietjie meer as 'n jaar, ja. En is die troue al in beplanning of Heeltemal op die wat- backwheel op want hierdie stadium met al hierdie as goed wat gevolg nou van al gebeur hierdie met goetertjies wat Ja. tussenin is, ja. Maar Jelani, jy's incredible en jy staan hom by deur dik en dun Draai. en jy het geld help insamel vir die operasie wat Henny onlangs ondergaan het. Vertel ons bietjie daarvan en hoeveel geld moes julle insamel en wat het jy gedoen? Dis eintlik nog 'n ongoing ding, maar ons moes ten minste, wat het ons gesê, ek dink dit was 26 of amper 27 000 rand moes ons bymekaar kry in 3 weke se tyd of 2 weke se tyd. Sure. Want die operasie was stap 1 en dit moes gebeur. Ja. So ons het maar net, ek dink, geloof gehad en maar net gebid daarvoor en ons het dit het gebeur. Ek het maar 'n fundraiser ding opgestel en Back a Body begin en ja, en ons het eventually dit reg gekry. So die operasie vir die oog nou was die eerste stap. Yes. Maar wat moet volgende gebeur in Henny se journey? Okay, so die volgende stapie wat moet gebeur is hy moet 'n protese skulpie kry, nou die glasoogie wat ek nou wil sê, wat nou dan oor hierdie wit deeltjie van die oog gaan. So wat gebeur het, hulle het nou die iris uitgesny, die balk van die oog, die jelly van die oog uitgehaal en toegemaak en met 'n protese balletjie ingesit. So as hy nie nou sy oog sal oopmaak, dan daar's nou nie 'n lens, daar's nie 'n iris nie.
dan moet ons nou vir hom hierdie kunsoogie insit. Maar dit is nie net vir estetika nie, dit is om die sagte weefsel Te beskerm. bulkie te hou, ja. So die ooglid nie uitsak nie en hierdie nie inval nie. So dit is eintlik 'n baie belangrike stap en dit is nou amper 3 weke. Ek dink was gister 3 weke wat die operasie was, so ons het nog so 3 weke omtrent. So dis nou 'n koste wat daar aangegaan moet word en dan is daar MRI's ook wat gedoen moet word. Ja, so die MR is maar om te kyk, die von Hippel-Lindau is ongelukkig manifesteer hy op allerlei ander organe, soos wat Henny verduidelik het. So ons moet nou maar brein MR en dan die spinalkoord. En dis ongelukkig in stappe. Jy doen dit nie net een slag, een MR nie. En dit is ek dink 35, net so oor die R35,000. Ja. Maar dit vat ook nou 'n backroom want ons moet nou eers die Die skulpie oog. doen. Yes. Ja. So ons liefste Sunay wat julle hier buite ontmoet het, sy ken so baie mense en sy het toe begin gesels met iemand by Art Eyes, net om uit te vind en te hoor hoeveel kos dit en ensovoorts. En toe gaan sy na iemand anders toe. Hy is Wian Vogel van Roundtable, tafel 136, hy is die voorsitter daar en ons het toevallig vir Wian toe op die lyn gekry. Hallo Wian. Goeiemiddag Nina, hoe gaan dit? Goed en jy? Baie goed, dankie. So Wian, Jelani en Henny sit hier so by ons in studio en jy wil graag ietsie met hulle deel. Gaan voort. Ja, ons wil. Ons net eers sê baie dankie vir die groot geleentheid. Dit is vir ons baie spesiaal om deel te wees van hierdie groot projek saam met Groot FM. En ons namens Roundtable Pretoria Collective wil ons graag die kostes dek vir die glasoog. Wow, dis amazing. So Baie dankie. so nie net wil hulle nie, dit is reeds gedoen. Art Eyes is uitgesort te dank aan Wian hulle daar by die Roundtable. Yes, baie dankie. Ja, nee, dit rol 'n groot klip uit ons pad uit. Wian, ons waardeer julle daar by die Roundtable. Ons weet julle is ook altyd betrokke in die gemeenskap en by mense en julle het 'n hart vir mense. So ongelooflik baie dankie aan tafel 136 dat julle betrokke geraak het hierso en dat julle wil vir en julle uithelp. Ja, baie dankie Dipie Nina. Ja, so ek sê toe die projek op ons tafel gekom het ons gesprek gehad een aand en ja, so ek sê die trane was vlak in die oë gewees en dit was vir ons 'n no-brainer. So dit is net ons voorreg om vir hierdie te kan uithelp vandag en saam met julle hande te vat en ja, dit is 'n baie spesiale dag vir ons. Dankie Wian. Baie dankie. Mooi middag. Waardeer dit. Baie Dankie dankie. julle. Lekker middag julle. Bye bye. 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 So en is dit bietjie van 'n verligting want ek neem aan 'n Dit is baie ou met so sexy kwaf soos joune, jy weet, vat ook maar hy vat ook maar bietjie pride in sy appearance, jy weet. Ja, nee, definitief. Dit gaan vir my 'n morele booster ook wees. Ja. So ja. So dis gedoen en nou kan daar net gekyk word na daai MRI sodat ons seker maak jy's gesond en skoon in Jesus se naam. Maar as mense wil betrokke raak, Jelani, waar kan hulle gaan om daai back a buddy, wat is die naam? Waar kan mense help? Ek was nou lanklaas daarop, maar ek dink dit die naam is Help with Henny's Eye Surgery of so ietsie. So as hulle gaan search Henny, sal Henny se prentjie opkom en dan kan mense net daardie link volg en dan donasies gee as jy dan wil. Okay, maar kom ons maak so. Ons weet dinge is rondom buite wat opgaan en jy weet ons sukkel man. Ons almal ons vat maar swaar. Daai MR is baie duur. Verskriklik. So spaar julle vir dit, spaar julle geldjies vir dit. Net om bietjie verligting te bring wil ons van Groot FM 90.5 se kant af ook net vir julle 'n R5,000 se kruideniersware geskenkbewys te gee dat julle nie hoef te worry oor dit nie, maar dan kan julle daai addisionele R5,000 so ver na die MR toe Baie gaan. dankie. Baie Laat dankie. julle goedjies agter mekaar kan kry. Julle is ongelooflik inspirerend Henny. Jy het 'n verskriklike awesome go-getter attitude. Ja. En ons kan nie wag om met jou in te check nie. Ons doen sulke inchecks elke dan en wan om te hoor dat dit gaan goed. Scans is skoon, ons bid dit oor jou. En Amen. asseblief gaan geniet julle tyd, gaan doen die goedjies wat julle moet doen en dankie dat julle bereid was om julle storie te deel vandag. Baie Sê dankie vir vir julle ook julle. baie dankie. Ja. So dis jou mense, my mense vir vandag as jy dit gemis het.